Junie en Julie maand op Teefontein is nou kruiepluktyd. Dan kry ek mense hier oral oor wat nou graag sal wil kruie pluk en dan kom hulle en dan gaan hulle pluk ons kruie. En ek is pas klaar met my laaste kruie pluk. En na die wonderlike reën, hierdie 100 jaar reën wat ons so vreeslik skrik gemaak het, is hierdie veld in Julie en Junie maand julle is hier nou pink vygies, spierwit gousblomme, geel vygies, 8 dae genis, klein boegoetjies en almal blom. Nou loop ons hier onder op die vlak waar ons nou wille salie pluk. En dis wonderlik, ek wat nou die veld so goed ken hier en dit so diep liefhet, om deur ander mense se oë die skoonheid te sien. Hoe die 4 mense net by tye gestaan en kyk, asof 'n mens nie die oorvloed kon glo nie. Die Karoo bossie, ons het nou voor Mei maand was ons nou die groot reën, toe het dit al begin koud word. En as ons nou hier in die Karoo reën kry in die winter, die bossie groei mos nou nie so sterk in die winter nie, maar tot die Karoo bossies is nou in blom. Want die oorvloed is so groot. Nou staan kyk ek die mense so, en ek voel my hart in my binneste van hierdie oorvloed. En die aand toe ek nou in my bed gaan klim, toe lê en wonder ek, waar het die gedagte pos gevat, dat daar nie genoeg is vir ons almal in die wêreld nie. Dis nou 'n ding van, alles raak al hoe duurder, dit raak al hoe minder, en dan praat hulle van die vreeslike El Nino wat aankom, en hoe gaan die oeste misluk, en daar is nie genoeg geld in die en die en die. En as ons kyk na moeder natuur, en ons kyk die oorvloed wat sy oop hand vir ons aangee, wat sy moet ons deel. Sy kyk eers in ons hart en sê, jy was dan gister baie ongeskik nie, ek gaan nou laat al die blomme toe gaan, dat jy nie kan sien nie. Sy gee oop hand, haar skoonheid, die vreugde wat jy voel, die skoonheid wat deur jou oë binne, in jou binnelandskap ingaan. Toe ons die middag uit die veld uitkom, toe is ons amper soos kindertjies. Ons het nou iets gesien, en al wat ons gesien het, was skoonheid, was oorvloed. En oom Johannes het my destyds geleer, die begrip dat daar vir ons almal genoeg is. En as 'n mens die verantwoordelikheid op jouself neem, om jou rieme so dun te sny soos dit by jou sal pas. En oom Johannes het so 'n ding gehad oor mors. Nog uit daai ou generasie uit. Hulle was baie oor mors. Daar was nie sommer gemors oor die goed nie. En ek dink ek aan die mensdom wat so mors, en ons bly voel, daar's nie genoeg vir almal nie. Daar's net vir 'n paar mense genoeg dat hulle in groot huise kan bly, en ons ander moet maar vreeslik agter Eskom aanbetaal en ons diesel en ons, want daar's nie genoeg nie. En ek is so bly as ek hier op Teefontein loop. En ek kyk om my, om te weet, daar waar dit saak maak, as jy jou instel, dat jy die oorvloed en die skoonheid in moeder natuur kan raak sien, sal jy sien, daar's genoeg. Daar is genoeg vir elkeen van ons, tot die hond hier buitekant sê, praat nou van die oorvloed wat hier is. Maak dit jou gedagtegang. Maak dit net soos ek myself aangeleer het om elke oggend in dankbaarheid op te staan. Dis nou 'n gewoonte al. Maak jouself gewoond daaraan
dat jy glo, daar's vir ons almal genoeg.